'n Mahindra 7590. Wat presies kry jy in hom? Ons is vandag hier in die Laagveld. Ek praat met Morney. Hy gaan my vertel, hoe pas daai trekker by jou boerdery in? Hoe lyk die waarborg, al daai lekker nommers, en hulle het hom actually 'n bietjie verander. Hulle moet hierdie hoor, dit's nogal heel alright. Kom ons luister 'n bietjie. Is daai actually 'n trekker waarna jy kan kyk? Morney, hoe lyk dit? Môre, Chupela, ken jy? Nee, wat doodstil. Fantasties. Die Laagveld gaan nou begin bak, nee, as ek Nee, hom hy is so warm. voel. Nee, hy is warm vandag. Luister gou hier agter jou. Mahindra 7590, Ja. nee. Nou, die eerste ding wat ek nou by vir jou wil hoor is, nee. Wie se idee was die gewees? Nee. Want hy hulle moes hom net daar afgesny, dan was hy reg gewees, nee. Ja, Chupela, Vertel my bietjie. ek dink hierdie, kom ons begin met die model. 7590, die model is 'n 7500. Die 90 is die horsepower. Hy is 'n presiese 92 horsepower en dit is net so by 70 kW. Ja, Hierdie design, ja, dit is seker een van ons ouer generasie trekkers nou. Ons is seker so in die volgende 2 jaar, dink ek gaan ons die nuwe ene sien. Ons praat klaar van hom, maar ja, goeie trekker, verskriklik reliable. Hierdie trekker is weer eens, dit is alles Mahindra, engine, radkas, jou differentials, alles wat jy sien is Mahindra, weer eens Bosch, fuel pomp. Verskriklike goeie trekker, 4x4 aangedreef, 12 ratte vorentoe en terug, baie gemaklik. nou ek het nou met Walter gepraat, nee. Toe sê hy vir my, luister die man, 'n ding hoef nie mooi te lyk nie. Dit gaan oor, dis 'n werksperd, nee, dis 'n werkesel. Hy moet die job kan doen, okay? Correct. Jy het 'n klomp van hierdie goed nou al in die veld. Ja. Wat is die ervaring rondom dit? Hoe doen hulle daar buitekant? So, André, as jy onthou die 3-dag turnaround tyd, nê, het ons in plek wat deel is van die waarborg. Yes. Ons het nog nie een van hierdie trekkers verloor met 'n radkas of 'n engine of 'n differential nie. So nog nie een nie. Nog nie een verloor nie. Ons het nog nie nodig gehad om enige van daai 3-dag beloftes na te kom om vir 'n dealer met sy kliënte aan 'n trekker te gee nie. So hy doen verskriklik goed. So alhoewel hulle die boonste liggies op die verkeerde plek gesit het, maak dit nie 'n verskil aan Nee, meganies hoe goed die trekker Nee, is nie. glad nie. Vir nou is dit net meer ligte. Dis miskien nie mooi nie, maar hy werk. Hy doen die werk. Luister hierdie ene nê, ek meen hy het nou al 3.500 uur op as ek dit reg korrek. het. En jy kan kyk hierso, hierdie trekker bekeer regtig nog niks nie. Ja. En as ek kyk na die, ek wil dit noem die kit wat hy op het, nê? Ja. Kan jy sien hierso word nie met 'n trekker gespeel nie, daar word met 'n trekker gewerk. Gewerk, korrek. Nee. Nou, want ek meen hierdie cage wat hy hier op het, verstaan ek is vir die hedger. Ja. So ek meen uit die aard van die saak uit is daar genoeg takke en goed wat hier opval. Jy kan al sien hy het al 'n shot hier en daar gevat met 'n paar goed, maar ek meen die trekker lyk nog regtig goed op hierdie stadium. Korrek. Watter een in Suid-Afrika het al die meeste ure op? Ek dink ons sit een en al met amper 5.500 ure op as ek reg kan onthou. Die groot ding met hierdie trekker is jy moet hom maintain. Dit is dit. Ja, wel dis enige duister. Hierdie trekkers gaan ons dit nog nie issue gegee nie. Die langste 5.5 dink was 'n ure. Hierdie ene 3.5, so hy's 'n halfpad wat die ander een al gedoen het. Ons het ook die waarborg verander na 5 jaar, 3000 ure. Ja. Dat ons ook daai boer of twee wat byvoorbeeld sy 3 jaar gaan klaarmaak en die trekker het 2000 ure op, gaan ons help met daai 5 jaar om 3000 ure dan vir hom te gee, makliker te maak en sy waarborg te kan gebruik. En kyk, is dit net iets wat julle maar opgetel het en gesien het, maar luister hierso, die trekkers kan actually die ure doen, so dis hoekom julle die waarborg gee. So die plan was eintlik al laas jaar om te kyk daarna om die waarheid is hier by Maart maand het ons die idee gehad vir dit, maar nou het jy ook maar die fabriek se inkope en dit. Ons het die trekkers getoets. Ons het gesien dat van hierdie trekkers by 4000 ure het nog niks gebeur nie. Absoluut. Hy word maintain, hy werk, hy ry, hy's goed. Ons het besluit ons gee dit te 5 jaar. Ons is besig om aan iets te werk vir die vloot kliënte, maar dit sal ons eers 'n bietjie later met jou bevestig. Uitstekend. Nou okay, 'n ander ding, soos ek verstaan, die 70 kW, nee? Ja, 90, 70 kW, 90 perde. Yes. Kies. Waarvan jy praat word op die PTO gemeet, PTO?
agter en nie op die engine nie. Is ek reg? Korrek. PTO op hierdie ene kyk en is so 74 perde. Ja. So dis so plus minus 14% give or take wat dit minder is as 'n engine. So horsepower. So hierdie is so om en by 74. Wat hy fisies vir jou op die PTO uitgee. Korrek. Okay, en dan maar sê gou vir my die PTO self, hoe lyk jou engagements? Is dit meganies, elektronies, hoe werk Alles die is storie? meganies. So ek wil vir sê die trekker is net meganies van voor tot agter. Daar's niks elektronies op hierdie trekker nie. Alles werk met 'n lewer, met 'n kabeltjie. Ek ons kyk as jy gaan hier agter, nê. Jy kan daar in die tronk inklim, nê. Dan kyk ons net gou hier, verduidelik my net gou so vinnig, nê, wat hier aangaan. Okay. So jy het jou forward en reverse lewer Yes. aan die linkerkant. Dan het jy obviously net jou ratte daar, jy het jou high, medium en low, dan het jy jou lift en dan het jy jou PTO met jou handbrake. Ja, okay, ek hoor wat jy sê, want kyk hierdie PTO is 'n lekker lewer, steek hom vorentoe en daar gaan jy. So daar's 'n ge-engage. Korrek. En jy kan sommer sien, ek meen kyk hier's nog die waterbottel alles. Ons het hierdie trekker letterlik nou net hier gevat en hy's nie eens skoon gemaak niks. Jy kan sien hy hardloop. Hy hulle daar 'n bietjie PPE ook hierso, nê. Daar's reg. Daar's hy. Okay, so. Woe, ek moet nou net hier, nê, gepraat van die PTO. Ek staan nou op hom. Gepraat van health and safety want Okay. So, sê gou vir my is daar ander modelle wat ek in hierdie een kry of is dit net die 7590? So jy kry ook die 7580. Ja. Dis 'n twee-wiel dryf. Hy is ons het hom ook 'n hele paar in die veld. Ons het ook 'n vloot eienaar of twee wat net hulle gekoop het. Die volgende ding, hierdie is 'n produk van die plaas. Ons het ons eie produk uit Turkye uit. Ja. So jy kan 'n cap. So jy het jou eie een ook wat jy cap kan in. Ons het 'n cap, jy haal nou die rops af. Die cap het sy eie ropstand. Jy het 'n cap en dan jy 'n cap met 'n aircon as jy wil hê. En dit kan jy ook net uitvind by jou naaste dealer. Wat is die prys vir daai? Sê gou vir my dealers oor die algemeen, hoe lyk julle footprint? Is julle reg oor Suid-Afrika? Ja, ons het 'n footprint reg oor Suid-Afrika. Baie excited. Ons het 'n nette dealer aangeteken met 5 takke. En ek dink dit weer eens, dit bring ons amper na 30 dealers toe in die land. Ek dink die idee is om te eindig hier by die einde van die jaar op 35 takke. Dealers wat ons het op hierdie stadium van strand in die Kaap regbo tot by Limpopo. Laaste ding. Yes, Andrei. Hoe lyk die prys op hierdie ding in terme van kompeterendheid met die res van die mark? Okay, as jy kyk, rand per horsepower, ons die beste pryse in die land. Praat gerus met jou naaste dealer. Daar's verskillende finansiële pakkette om uit te neem wat jou sak kan pas. Uitstekend. Morney, dankie baie. Raai soos jy sakpas trekker soek wat blykbaar die mas kan opkom en die shots kan vat. Kry vir 'n Mahindra. Is miskien nie die mooiste nie, maar hy kan werk. Linkie bo of onder, kom jy met hulle in kontak. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.